Die woord sê, en Jesus forceer soort van sy disippels om die boot te klim en die see in te vaar. En die Bybel sê, hy klim toe op by die berg en hy kom toe by 'n eensame plek waar hy met die Vader kommunikeer en praat. Wonderlikste gedeelte is, die woord sê, en waar die bootjie is, die see soort van 'n bietjie onstuimig begin word, die wind het begin waai. Nou, hierdie is van my vorige boodskap, loop saam met my. En ek wil baie graag hê iemand hierdie punt verstaan wat ek wil maak. Ja, maar ook sê vir die broadcast, stuck issues, maar ek wil hê iemand hierdie punt kom verstaan. Dis een van die punte wat ek maak in die broadcast. En ek wil baie graag hê elke kyker wat hierdie video sien moet met begrip verstaan. Dat God se reddende regterhand wil jou bereik waar jy ook al is. God se reddende regterhand wil jou bereik waar jy ook al is. In die tye wanneer jy die downste is, in jou moeilikste omstandighede, selfs as jy voel jou lewe is nie enigiets werd nie, selfs as jy voel omstandighede het jou geoorrompel en daar's nie 'n manier hoe jy uitkoms kan sien uit die situasie of uit die moeilikhede uit nie. God se reddende regterhand is daar en God se reddende regterhand wil jou baie graag bereik. God se reddende regterhand het Gideon bereik. God se reddende regterhand het die vrou met bloedvloeiing bereik. God se reddende regterhand het Saggeus, wat mense klaar uitspraak oor gemaak het. En heel moontlik het mense uitspraak oor jou lewe ook gemaak en gesê, dis verby. God se reddende regterhand het hom bereik. Die dogtertjie van Jairus, God se reddende regterhand het haar bereik. Die prostituut wat almal gedoem het en gesê, dis verby met daar, sy sal sterwe, want sy het iets gedoen dergeliks in die aangesig van die Here. En ek is hier om iemand te sê, maak nie saak wat jou sonde ook al is nie, al is dit ook hoe skarlakenrooi. Die bloed van Jesus Christus is daar om jou sonde witter te was as sneeu. Die reddende regterhand van God het daardie vrou bereik. Ek wil vir iemand sê, die titel van die opskrif, die titel van die boodskap is, loop saam met my. Jesus wat toe op die see loop, na sy disippels, die Bybel sê, in die 4de nag waak. En onderwyl hy hulle tegemoet kom, as hulle onder die indruk, maar hy's 'n ghost, is 'n spook wat op die water loop. En hulle word vreesagtig en hulle word bang. En Jesus sê, hou goeie moed, moenie bang wees nie, moenie vrees nie, dit is ek. En die woord van God sê, en Petrus sê, Here, maar as dit U is, beveel my dan om ook op die water te kom loop na U toe. En weet U wat sê Jesus? Opskrif van my boodskap is, loop saam met my. Jesus sê, kom. Weet jy wat besef ek in hierdie oomblik? Ek besef die Here wil hê. Die Here wil die beste vir ons hê. Die Here wil die deurbraak vir u gee. Die Here wil die finansiële uitkoms, wil die Here manifesteer in u lewe. Die Here wil die genesing manifesteer in u lewe. Ek wil baie graag hê u moet besigheid meen met God. Want God is by magte om al hierdie wonderlike dinge te doen. Een probleem wat baie van ons het is, ons kom na die Here toe met 'n vooraf motief, want die Here moet 1, 2, 3 en 4 doen. En ek is hier om vir iemand te sê, probeer om God te ken, net omdat God God is. Probeer om 'n verhouding te maak met God, net omdat hy God is, en omdat hy jou God is, en jou Here is, en jy het hom nodig. Maar die wonderlikste van alles is, hy sê kom. So Jesus wil nie alleen deelagtigheid hê aan die wonderwerke wat hy doen nie. Hy wil nie alleen deelagtigheid hê aan die salwing van die Here wat teenwoordig is, van die krag van die Heilige Gees wat teenwoordig is nie. Hy het by so 'n plek gekom waar hy gesê het, voorwaar ek sê vir julle, hulle wat in my glo sal groter dinge doen as wat ek gedoen het. Hy gee dit vir ons. Hy wil hê ons moet dit hê, hy wil hê ons moet dit doen, hy wil hê ons moet daarin stap. Hy wil hê ons moet saam met hom daarin beweeg. Dis nie 'n geheim nie. Dis nie iets wat vasgehou word nie. Dis nie iets wat soort van nie mag gedeel word nie. Hy wil hê ons moet dit saam hê. Saam. Hy sê kom. En die woord van God sê, en Petrus kom.
En die Bybel sê Petrus kyk rond. En die Bybel sê Petrus gewaar 'n storm, hy gewaar 'n wind wat in die kom is en hy word bang en hy begin sink. Nou luister mooi wat die Bybel sê. Die Bybel sê en hy word bang en hy begin sink. Ek noem die stelling en ek sê dit weer eens nou. Vrees, angs en twyfel loop saam. Hulle is hand in hand. Hulle is by mekaar. En ek is hier om vir iemand te sê, moenie dat jou geloof so wankelagtig wees nie. Die Bybel sê ook, moenie dat jou geloof soos die golwe van die see is nie. Die een slag is dit daar en die ander slag val het. En die een slag is dit daar en die ander slag val het. Glo God. Die Bybel sê, en onderwyl hy besef, hy is besig om te sink. Nou, daar is sekere dinge wat ek baie graag wil hê. Ek wil hê jy moet net hoor en alles. Ek wil hê jy moet die erns van hierdie situasie sien. Die Bybel sê, hy begin sing, hy sê, Here, red my. En die Bybel sê, Jesus red hom met eens. En hoor wat vra Jesus hom? Hy vra, hoekom het jy getwyfel? Die Bybel sê, die stelling is in die skrif te maak. Die skrif sê, toe die storm sien, toe word hy bang. En toe sink hy. Jesus vra, waarom het jy getwyfel? Ek sê het weer eens, vrees, angs en twyfel is dieselfde ding. Vrees, angs en twyfel is dieselfde ding. Want wat die vyand nodig het, die vyand het dit nodig om jou bang te maak. Dan het hy jou binne in sy sak. Die vyand het dit nodig om jou slegte nuus te gee, om jou vreesagtig te maak. Dan het hy jou binne in jou sak. Of binne in sy sak, sorry. Die vyand het dit nodig om 'n paar mense by jou werksplek teen jou op te maak. Om daai vrees oor jou te bring. Dan het hy jou binne in sy sak. Die vyand het dit nodig dat jy en jou baas 'n uitval moet hê. Dan het hy jou binne in sy sak. En ek is hier om vir iemand te sê, Jesus sê, moenie vrees nie. Hy vra hom, waarom twyfel jy? Waarom vrees jy? Waarom is jy angstig, Petrus? En weet nie, wanneer Jesus hierdie vraag vra hy nie hierdie vraag, omdat dit 'n stelling is wat hy maak, en alles is oor hy. Wanneer dit 'n stelling wat hy maak, dan gaan ons so lag daaroor, en is alles oor hy. Nee, is 'n baie ernstige stelling hierdie. Want jy sien hoe disrespectful moet dit wees, dat Jesus voor jou staan, dat Jesus jou instruksie gee, hy is in lewende lewe voor jou, jy sien hy loop op die see, hy gee jou die vermoë om op die see te loop, en hy is in jou teenwoordigheid, en jy kom by 'n plek waar jy twyfel. En jy kom by 'n plek waar jy twyfel. En jy as individu kom by 'n plek waar jy twyfel. En hoeveel van julle wat my kyk, ingeskakel is, wat hierdie broadcast hoor, weet nie dat God nou saam met jou is nie, want Jesus het die belofte reeds al gemaak. Hy sê, kyk, ek is saam met julle van nou af tot in die volëinding van hierdie wêreld. Hy saam met Petrus, en toe hy hierdie vraag vra, as 'n vraag uit frustrasie, as 'n vraag van teleurstelling. Hoor my mooi, dis 'n vraag van teleurstelling. Hy homself kan nie glo nie. Ek maak hierdie stelling en ek sê, hoeveel kere het u al saam met 'n kind, was u saam met 'n kind, en u gee hierdie kind die guarantee, alles is alright, jy hoef nie te vrees nie, jy doen dit, ek is hier, as daar enigiets gebeur, sal ek jou red, daar sal niks met jou gebeur nie. Hoeveel keer? En dan pak die kind die situasie aan, of die ding aan, met 'n gevoel, en met 'n attitude, met 'n voorkoms van vreesagtigheid. Hoeveel keer het jy as ouer nie frustreerd geword vir jou kind wat dit doen nie? Hoeveel keer het jy as ouer nie teleurgestel, nie eers nodig gehad om vir hom of vir haar te sê jy is hier nie. Net die feit dat jy by hom is of by haar is, moet hulle reeds die sekuriteit gee. Dit sal oukei wees. Jesus vra, waarom het jy getwyfel? Uit frustrasie. Jesus vra, waarom het jy getwyfel? Uit erns. Jesus vra, waarom het jy getwyfel? Want Jesus besef toe, nie eers sy hier wees in lewende lewe, kon vir Petrus kry by 'n plek waar sy geloof onwankelbaar is nie. En ek is hier om vir iemand te sê, in Jesus se tydperk wat hy op aarde was, in sy bediening, was hy een aspek wat die meeste uitgestaan het. Dit was jou individuele geloof. Vandag is ek hier om vir iemand te kom sê, vir die feit dat die Here saam met jou is, moenie bang wees nie, moenie vrees nie, moenie twyfel nie. As storms oor jou lewenspad kom,
moenie vrees nie. As siekte oor jou lewenspad kom, moenie bang wees nie. As jy finansiële uitdagings het, moenie bang wees nie. As dinge moeilik gaan in jou lewe, as dinge moeilik gaan in die lewe van jou kinders, as dinge moeilik gaan by jou werksplek, as dinge moeilik gaan in jou gesondheid, as dinge moeilik gaan in jou finansies, as dinge moeilik gaan in jou huwelik, as dinge moeilik gaan, overal, moenie bang wees nie, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. In ander woorde, moenie twyfel nie. Kom by 'n plek waar jou geloof 100% in God is. En waar jy rondom jou kyk, ek het nie 'n probleem met Petrus wat rondgekyk het nie. Glad nie. En soms moet jy 'n bietjie rondkyk om 'n beter perspektief te kry. En om 'n sterker geloof te kry. Nie jou geloof moet nie val wanneer jy begin rondkyk, jou geloof moet groter en sterker word. Want die feit dat Jesus voor jou staan, wil nie sê omdat jy rondkyk, hy verdooi nie. Hy wil nie sê as jy 'n bietjie rondkyk, hy's nie meer saam met jou nie, hy's by jou, hy's saam met jou. So Jesus self het nie 'n probleem gehad met Petrus wat rondkyk nie, hy het 'n probleem gehad met Petrus wat 'n situasie sien aankom en Petrus twyfel en hy is by hom. Ek sien vir iemand te sê, glo in God, glo in Jesus, want hy is saam met u, hy is by jou, in Jesus magtige naam. Amen.